Hallo en welkom weer so by Farm Space. Ons is saam met Ecoswell vandag hier in die Vredendal area. Okay, hulle het 'n biologiese benadering, rondom goeters. 'n hele ding waar jy basically bietjie anderster kyk na jou voeding op jou plante en hoe hulle die goeters doen. Ek praat hier met Jaco, hulle boer hierso naby Vredendal. Net in terme van hulle is al so 10 jaar plus op die program in die afgelope 3 jaar met hulle chemiese kunsmis heeltemal gesny. Wat is hulle ervaring rondom hoe die goeders werk? Is daar tekorte en ook waar lê die ware toevoegings nie net uit die eindproduk se oogpunt uit nie, maar dag tot dag. Jou arbeid, al daai tipe van dinge. So kom ons luister 'n bietjie. Jaco, hoe lyk dit? Yes, Choopie, lekker jy. Nee, doodstil, die dinge hardloop. Ja. Die sonnetjie roer vandag, Hy's besig met ons, maar hy moet kom. Is waar nou maak hulle suikers, Ja, hulle tel nou sommer by die dag op. Sê of maar julle doen 'n boer met 'n klomp drywe hier ensovoorts. Ek wil spesifiek gou 'n bietjie fokus op die tafeldrywe en met die Ecoswell program wat julle volg. Soos ek verstaan van hom John, 10 jaar kompostee gedoen en die laaste 3 jaar het julle nou heel oor beweeg na hulle voedingsprogram toe wat meer biologies gefokus is ensovoorts en wegbeweeg van die chemie af. Verduidelik my gou, hoe lyk daai in terme van 'n bestuur oor 'n seisoen vir julle? Choopie, ja, ons soos John reeds vir julle gesê het, is dit gereeld wat ons op die tafeldrywe moet hou teenoor elke 10-14 dae. Wat sit ons hom maar in. So dit is maar iets wat jou maar besig hou, maar vir ons dit werk. Maar die ding is uit 'n koste oogpunt uit bietjie dieselfde of minder as wat dan jou tradisionele chemiese kunsmisprogram is. Jy sê julle sit hom nou, wat doen jy dan nou daai elke 10 tot 14 dae wat jy moet insit? Choopie, dis maar die kompos wat ons brou daaronder met die so is 'n kompostee by. So 'n komposteerdam wat ons brou met lig en temperatuur reguleer. En dan is dit nou maar die Eco Delta produkte wat ons maar bygooi, wat ons saam deur die drip besproei, saam met die kompostee insit. En ja, kostegewys, soos John reeds vir julle gesê het, seker maar dieselfde of dalk 'n bietjie meer. Maar dit gaan ons nou in die toekoms, jy weet. Ons kry ons grond reg vir die toekoms en om volhoubaar aan te gaan daarmee. Nou, jou ervaring rondom die eindproduk wat jy lewer, maar ook die arbeid om die eindproduk daar te kry. Want obviously uit hierdie geval is nou 'n bietjie meer bestuur ensovoorts, maar ek meen om hierdie drywetrosse nou op die einde van die dag pak gereed en al die goede te kry, kon jy agterkom dat daar verskil is in die werk wat jy moet doen om die eindprodukte, kon ons noem dit nou maar prepare. Ja, kyk, ons het die afgelope oes wat verby is 'n baie goeie jaar gehad, kwaliteitsgewys, produksiegewys, size, die jaar alles lyk baie goed. So ons het 'n bietjie van 'n groot uitdaging gehad met die speen die jaar. Ja. Dit is baie die mekaar temperature. Ons kan ons ongelukkig nie die weer. Ja, wel dit het op Vrydag gesneeu, ek meen. Voorspel soos ons wil hê nie. Maar ja, ons kan sien van die kultivare wat weer baie speen. Hoef jy nie te bekommerd te wees nie. Wat kan jy 'n bietjie skiet gee? Maar dis moeilik, jy weet, ek kan ook nou nie alles los en op die einde van die dag het ons niks nie. So dis nou moeilik om eers daar te kom en te vertrou, maar ons elke jaar so bietjie kom ons daar. Nou, as jy nou praat van los, wat praat jy presies met dit? Sekere cultivars gaan ons in en ons breek blare om te keer om die stopaksie, laat hy ophou moet speen, sy korreltjies afgooi. Ja. En of ons gaan in en ons punt elke trossie, breek ons 'n stukkie uit, laat hy moet stop, of ons het iets wat ons spuit ook. Van die cultivare moet ons alles doen, hang af hoe die weer lyk daai tyd. Ja, maar hy moet ook speen. Dis die ander moeilike ding. Ek meen jy kan nou nie al die korreltjies hou daar nie. Daar is nie plek op die tros vir hulle nie. So hy moet ook speen. Maar hy kan jou kom vang sommer oornag. As jy môre weer in die blok kom, dan is jy al amper te laat. En vrotkorrels en daai tipe van goed wat jy uitknip ensovoorts, kan jy agterkom dat dit minder is as in die verlede of hoe werk dit? Man, Choopie, nee. Ons kan nie regtig agterkom nie. Ons probeer hom maar redelik voorberei die hele tyd maar deur te hardloop met ons buitespan wat sny en in die pakstoor probeer ons maar die drywe al so mooi as moontlik inkry laat die pakstoor vinniger kan hardloop. So ons kan nog nie regtig nie want ons vrotkorrels wat ons maar kry is as gevolg van voëls, ons blokke wat nie toe is onder nette nie.
So dis nie as gevolg van 'n kwaliteit issue nie. Nee, glad nie. Laas jaar se oes ook glad nie kwaliteitsprobleme gehad nie. En rakleeftyd en daai goeters, dit wat jy kry op die einde van die dag aan die ander kant. Goed, alles is mooi. Niks moeilikheid wat kwaliteit betref nie. So sal jy hierdie program aanbeveel as ander ouens wil kyk daarna om bietjie meer volhoubaar te boer toekomsgewys? Ek sal dit definitief aanbeveel, maar dis ook soos John sê en Jaco hulle sê, dat jy weet, dis nie oornag dan is alles reg nie. Dis maar 'n tydsame ding. Ons doen dit al vir 10 jaar met die chemie gedoen. En nou het ons die chemie heeltemal al vir 2-3 jaar al gelos. En julle is happy, julle gaan aan. Ja nee, hier hang die resultate. Ons kan nie kla nie. Op die oomblik lyk alles baie goed. Right, so dit is Jaco hierso, net aan die kant Vredendal. Okay, as jy belangstel, kom met Ecosoil in kontak, linkie bo hieronder. En dan kan hulle by op die plaas kom kuier, en dan kan jy sien wat hulle vir jou kan doen. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.